Baie welkom liewe vriende, vanaand by ons aandgodsdiens van Uit die Woord Digitaal. By hierdie mooi geleentheid word ons weer eens stil rondom die woord van die Here, waar ons kyk na die tema, vind rus by Jesus. Ons skriflesing kom vanaand uit die woord van die Here, uit Johannes 14, vers 27. Jesus is aan die woord. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Hierdie woorde van Jesus is gespreek kort voordat hy gekruisig sou word. Die disippels was bang, onseker en ontsteld oor wat voorlê. Tog wys Jesus hulle nie eerste op hulle omstandighede nie. Hy wys hulle op homself. Ware rus word nie gevind in 'n probleemvrye lewe nie, maar in 'n lewende verlosser. Vanaand, liewe vriende, gaan ons stil staan by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. Ons eerste punt vanaand is dit: Jesus gee vrede wat die wêreld nie kan gee nie. Die wêreld beloof rus deur geld, sukses, ontspanning of mense se goedkeuring. Maar daardie vrede hou nie lank nie. Vandag voel 'n mens sterk, môre weer swak en moedeloos. Jesus sê egter: my vrede gee ek aan julle. En dit is nie aardse vrede nie. Dit is hemelse vrede. Dit is vrede vir 'n skuldige sondaar wat weet sy sonde is vergewe deur die bloed van Christus. Daarom kan 'n kind van God selfs in swaar kry innerlike rus hê. Aan die kruis het Jesus die straf vir sonde gedra. Daarom hoef ons nie meer in vrees voor God te lewe nie. In Christus het ons vrede met God. Daar begin ware rus. Die tweede punt waarby ons vanaand stil staan is die volgende: Jesus bring kalmte in 'n hart wat ontsteld is. Jesus sê in ons teks vanaand: laat julle hart nie ontsteld word nie. Ons harte raak maklik benoud. Ons bekommer ons oor die toekoms, oor finansies, oor gesondheid en oor geliefdes. Soms lê 'n mens wakker in die nag met 'n hart vol onrus. Maar Jesus nooi ons om ons laste by hom neer te lê. Hy verander nie altyd onmiddellik ons omstandighede nie, maar hy dra ons daardeur. Die Here stap saam met sy kinders deur die donkerste valleie. Dink aan die disippels daar op die stormsee. Terwyl die wind woed, slaap Jesus rustig voort. Waarom? Omdat hy volle beheer het. En dieselfde Jesus is vandag nog by sy kinders. Wanneer jy naby Christus leef, begin sy vrede jou hart stil maak. Dan die derde punt vir vanaand. Jesus gee ewige rus aan sy kinders. Die rus wat Jesus gee, geliefdes, is nie net vir hierdie lewe nie. Hy berei vir sy kinders 'n ewige rus voor. Openbaring 14 vers 13 sê: salig is die dooies wat in die Here sterwe, hulle rus van hulle arbeid. Hier op aarde is daar altyd stryd, trane en swaar kry. Maar vir elkeen wat in Christus glo, wag daar 'n ewige rus by God. Daarom, liewe vriende, kan ons selfs in moeilike tye hoop hê. Ons verlosser het opgestaan uit die dood. Hy hou ons as sy kinders vas tot aan die einde. Miskien voel jou hart vanaand moeg en swaar en teleurgesteld.
Miskien dra jy bekommernis, pyn of onsekerheid. Hoor dan vanaand die stem van Jesus. Vrede laat ek vir julle na. Ware rus word nie gevind in mense of omstandighede nie, maar in Jesus Christus alleen. Gaan vandag weer na hom toe. Bid tot hom, vertrou op hom, want by Jesus is daar ware vrede en ewige rus. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, in hierdie aanduur buig ons voor U neer, U wat die lewende God van hemel en aarde is. Ons loof U en prys U, omdat U ons Vader is, wat deur Jesus Christus 'n nuwe begin met ons kom maak het. Dankie dat U vrede aan ons kom gee deur Jesus Christus U Seun. Laat ons vanaand en elke dag van ons lewe hierdie vrede in ons lewe beleef en ervaar. Dankie dat ons hoop vir die toekoms kan hê en dat ons in die ewige rus van ons hemelse Vader kan ingaan. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie. Tot môre aand.